Kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al u volheid, kom in al u krag, lei my in die waarheid, leer my van die siel, wees ook U my trooster, kom Skepper Gees. Welkom by ons reis deur die boek van Matteus. En ons reis deur die boek van Matteus op die oomblik in hoofstuk 11 en leer elke keer iets kosbaar by Jesus. God en meer spesifiek Jesus openbaar hom aan die eenvoudiges. Dis wat ons teks vandag vir jou en vir my wil kom leer. Kom ons lees uit Matteus 11 vers 25 en 26. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys U Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. En dan sê hy in vers 26, interessante ding, ja Vader, so was dit U genadige bedoeling. Nou ons leef in 'n wêreld waar kennis en geleerdheid en prestasie hoog geag word en dikwels gesien word as die sleutel tot betekenisvolle lewe van sukses en vryheid. Maar Jesus wys hier dat toegang tot die waarheid van God en tot goddelike wysheid nie afhang van menslike wysheid nie, maar van 'n nederige en 'n geboue hart. Ons lees daarvan in Matteus 5 vers 4, waar Jesus self sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. God se wysheid oortref menslike verstand, menslike wysheid en persepsies. Jesus sê hier dat die dinge van die koninkryk van God eintlik verberg is vir die slim en geleerde mense, wat trots en vol eie waan is in hulle selfvoldaanheid, in die valse persepsie dat hulle wys is, maar eintlik dwaas is sonder God, en dwaas is sonder die kennis van sy woord. Nie omdat kennis of geleerdheid noodwendig verkeerd is nie, maar omdat hoogmoed en selfvertroue die uitkoms is van hierdie wysheid, wat ons dikwels blind maak vir God se waarheid en vir sy stem. 1 Korintiërs 1 vers 27 sê, God het die dwaasheid van die wêreld uitverkies om die wyse te beskaam. Jy sien, God openbaar hom aan die eenvoudiges. Die eenvoudiges hier is nie noodwendig dom mense nie, glad nie, maar mense wat nederig, geboue en afhanklik en oop is in hulle harte om God se waarheid te ontvang. Soos 'n kind glo hulle, eenvoudig wat die Vader sê. Dis waarom Jesus in Matteus 18 vers 3 sê, ons moet soos kinders word om die koninkryk van God te kan binnegaan. Jesus maak 'n baie interessante stelling wat mens laat dink in vers 26. Dit is God se genadige bedoeling. Kom ons lees weer. Jesus sê, ja Vader, so was dit U genadige bedoeling. Dit wys vir jou en vir my dat die evangelie altyd 'n geskenk van genade is. Nie iets wat ons kan verdien deur slimheid of deur kennis of deur harde werk nie. Dit is God se plan dat die nederiges en spesiaal hulle wat God se hart met hulle hele wese begeer, sy rykdom en teenwoordigheid sal ervaar.
Dis presies wat Jeremia 33 vers 3 weer 'n keer vanoggend vir ons sê. Roep my aan, en ek sal jou antwoord, en ek sal jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy niks weet nie. Daar is meer as net nederige en opregte begeerte hier ter sprake, wanneer ons wil hê dat God homself aan jou en my op 'n kragtige manier sal openbaar. Jesus maak self 'n baie belangrike uitspraak hieroor in Johannes 14. En ek wil eintlik daarmee afsluit vandag, want ek wil iets sê oor die gees van waarheid wat in ons woon. Johannes 14 vers 21 sê Jesus self, wie my opdragte het, wie my gebooie het, sê die ou vertaling, en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en my aan hom openbaar. Jy sien, om die gebooie en opdragte van Jesus te kan gehoorsaam, het jy die bonatuurlike krag van die Heilige Gees nodig, want uit jou eie kan jy nie. Wanneer jy dit dan gehoorsaam, hoor gou, wanneer jy dan in dade van gehoorsaamheid deur die krag van die Heilige Gees jou kruis elke dag opneem en hom gehoorsaam, dan skop hierdie kragtige waarheid vir jou en vir my in die skrif in, waar Jesus homself aan jou en my openbaar in ware goddelike wysheid deur sy gees wat dan in jou woon. Jesus self bevestig hierdie kosbare waarheid bietjie later in Johannes 14, wanneer hy vir sy disippels hierdie woorde sê: en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster kom gee, om by julle te bly tot in ewigheid. En dan sê hy wat hy voorbid. Hy sê, ek sal die Vader bid om vir julle die gees van die waarheid te gee, wat die wêreld nie kan ontvang met sy slimmigheid en sy selfvoldaanigheid nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. My vriend en vriendin, ons word geroep om soos kinders te wees voor God, nederig, afhanklik en gehoorsaam. Mag ons harte altyd oop wees om sy stem te hoor, nie in ons eie slimmigheid te roem nie, maar in die genade van God wat homself aan die eenvoudiges openbaar, gebo voor hom te kniel. Ons kernboodskap vandag is eenvoudig. God se koninkryk word nie ontdek deur grootdoenerigheid, deur geleerdheid of deur kennis nie, maar dit word ontvang deur 'n nederige hart van geloof en gehoorsaamheid. Mag hierdie boodskap jou hart vandag aangryp, en mag jy soos ek vandag in hierdie lied met 'n nuwe begeerte en 'n nuwe dors bid, dat die Heilige Gees God se waarheid hier binne in ons binneste sal oopbreek. Kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die kracht, en lei my in die waarheid, leer my van die siel, wees ook U my trooster, kom Skepper Gees, lei my in die waarheid, en leer my van die siel, wees ook U my trooster, kom Skepper Gees, ja, wees ook U my trooster, kom
Skepper gee.